Was jy al bang? Ons almal raak bang. Die volk was ook bang. God was met hulle. Hulle het bonatuurlike goed van die Here gesien. Maar toe die verspieders terugkom, Numeri 13 en 14, toe hulle 'n gerug hoor, maar hierdie is te groot, die mense wat daar bly is net te groot, toe raak hulle bang, en hulle sê, Here, hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het die Here ons hier gebring om ons hier dood te maak? Nou, ek dink die hartseer is, hulle het vergeet, maar God is deel van hulle storie. Hulle het 'n storie, jy het 'n storie, en eintlik as jy mooi stil raak en vir my vertel hoe die Here jou al gehelp het, hoe die Here met jou was, hoe die Here met jou is, hoe God se guns en goedheid oor jou is, en God is deel van jou storie, maar hier's mense en hulle verwyd die Here. Nou kan jy dink, ag, dis net die volk, Here sit my daar, dan doen ek anderste. Maar weet jy, in Markus 4 lees ons die disippels, die Here sê vir hulle in die nag, ek vaar oor, nadat hy bedien het, nadat siekes gesond geword het, hy geleer het, baie goed gedoen het, en dan, toe dit aand word, in Markus 4, vers 35, sê, kom ons gaan oor na die ander kant toe, en daar breek 'n storm op, en hy het, in vers 38, het egter agter in die boot op 'n kussing aan die slaap geraak. Hulle het hom toe wakker gemaak en sê, Meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Gee dan nie om dat ons vergaan nie. Dit klink vir my net soos die Israeliete. Wat toe hulle daar by Kanaan is, die Here sê, ons vaar oor na die ander kant. Die Here sê, gaan in Kanaan. Skielik toe raak hulle bang en sê, Here, gee dan nie om vir ons nie. En dan staan hy op, bestraf die wind, en dan vra hulle, waarom is julle so bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? En dan het hulle diep ontzag vir die Here. En die Here se frustrasie is eintlik, maak nie saak hoe groot dit is nie, dat ek is in jou boot. En weet jy, die Here praat, of van gisteraand af met my, vanmôre wil ek met jou deel, dat die Here is deel van jou storie. Moenie bang raak nie, God was nog altyd deel van jou storie. Moenie bang raak nie, hy is by jou. Moenie die gerugte van die reëse, en die sien van die storm, en die beleef van die storm, laat bang word en vra, Here, gee dan nie om dat ons vergaan nie. As hulle maar net besef, God is in hulle storie. Wat is jou storie? Jou storie, verwyd die Here. Jou storie, ek weet nie of die Here met my is nie. Is jou storie, ag, ek weet nie of die Here ons kan help nie. Is jou storie, ek soeg en sweet. Dan wanneer gaan jy geloof hê? Wanneer gaan jy besef, maar God is in jou storie. Hy is besig om jou storie te vorm. En ek dink baie keer, as kind, van kleins af, het al in jou storie gewees, al het bad stuff met jou gebeur, was God daar om jou te help, jou deurgedra, as vandag as jy 'n groot mens, dit gaan goed met jou, en dan is jy nog steeds, is hy besig om 'n pad met jou te loop. Maar weet wat ook hartseer is? Die volk het toe 'n storie gekry waar hulle nie in die land in gaan nie. Hulle het 'n storie gekry waar hulle rebels is teenoor die Here en hulle dood gegaan het vir 40 jaar. En dis my hartseer, daar's baie mense wat stories het. En as ek dan aan luister, dan besef ek, hulle was rebels, hulle was teen die Here. Hulle het niks met God te doen gehad nie. Hulle besluite was buite God se wil. Hulle het eintlik 'n storie. Ek het nie vir die Here geluister nie. Ek het nie gedoen wat die Here sê nie. Dis hartseer. En ek bid en ek vra jou, laat God deel van jou storie is. Laat jy na hom luister, die heeltyd na hom luister. En nie verkeerde goed doen nie. Laat jou storie wees, ek het vir die Here geluister. En die Here het my gehelp. Hou op om bang te wees. God is deel van jou storie. Kom ek bid vir jou. Here, dankie, dat al gaan ons deur storms, is U altyd met ons. U vat ons deur die storm. Ek bid vir elkeen wat aan my luister, dat hulle besef, U vat hulle deur die storm. Amen. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.